Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag 'n besoek aan Pergamus kan bring. Daar waar U as die een met die tweesnydende swaard met ons praat. Dankie dat ons kan besin oor wat daar gebeur het. En mag ons ook 'n wit keursteen met ons nuwe naam daarop van U af ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. In ons vorige aanbieding het ons so bietjie oor die geskiedenis van Pergamum gesels en hoe Daniël 11 vers 6 dit vir ons in een teksie mooi ontvou. Vandag wil ons meer weet oor hoekom dit die troon van Satan genoem word in Openbaring 2. Ek staan hier by die begin van die amfitheater hier in Pergamon. Natuurlik 'n baie interessante stukkie wat ons hier sien is die trappies, soos julle kan sien van die amfitheater. Ek sal nou vir julle nog foto's bysit. Maar hier is waar die troon van Satan is en ek gaan vir julle ook foto's sit van waar dit gestaan is. Natuurlik nou afgebreek hier en dit staan nou in die Berlynse museum, in die museum in Berlyn. En Hitler het natuurlik ook die plan van hierdie troon van Satan gevat en dit daar in Nuremberg gebou. Maar natuurlik vir ons het hierdie ding baie betekenis omdat dit gerig is aan die gemeente van Pergamum en daar in hierdie gemeente aan Pergamum praat dit van hier was die troon van Satan. Nou wat het dit bedoel? Wel, ek vermoed net soos wat Jesus sy disippels daar na die Caesarea Philippi toe gevat het om vir hulle te wys wat daar aangaan en wat die effek en gevolge van afgoderry is. Net so dink ek was hierdie 'n belangrike sentrum en daarom word daarna verwys. Want hier gee die Here vir ons die gedagte van wat alles kan gebeur en wat verkeerd kan gaan met afgoderry. Want Pergamon was die setel van die Satan omdat al die afgodstempels hier was. Hier kon jy kom shop, soos hulle sê, vir jou behoeftes. As jy mediese probleme gehad het, het jy na Asklepios toe gegaan. As jy 'n bietjie wyn wil gehad het, het jy na Dionysius toe gegaan of so aan. Demetrius as jy 'n bietjie goeie oeste wou hê of sulke dinge. En natuurlik Zeus as jy geen probleem vir jou probleme kon kry, dan gaan jy na Zeus toe, die groot altaar, die troon van Satan. En dan gaan beraadslaag jy met hom. En hier is dit letterlik die troon van Satan, want dit is waar al die afgoderry bymekaar kom. En waar die Here vir Johannes sê, hier is dit die ewels, letterlik, soos wat daar ook in Caesarea Philippi was, wat hy vir sy disippels gewys het. Vir ons is dit een van daardie dinge wat die Here vir ons wil sê, dis nie waarmee jy jou moet ophou nie. Ek het genoem dat al die gode hier verteenwoordig is. Kom ons kyk na wat ons direk langs die amfitheater kry. Daaronder is baie mistig, maar daaronder het ons die tempel van Dionysius, wat natuurlik reg langs die amfitheater is, maar hier van bo af gesien van die tempel van Trajanus af. Trajanus is natuurlik 'n lewendige keiser en Hadrianus ook. En ek gaan julle nog van dit vertel. Dis nog 'n interessante storie. Maar hier was nog iets wat van belang is. En ons wil dit vinnig uitlig. Nou ja, hier agter my die tempel van Trajanus, die oorblyfsels, en Hadrianus. Ek het gesê 'n interessante storie. Want om 'n tempel te bou moes 'n stad bewys het dat hulle ekonomies sterk genoeg was, dat hulle hierdie tempel sou kon voltooi as hulle hom begin gebou het. En natuurlik dat daar allerlei verskeie elemente is wat goed is. Dan het die keiser toestemming gegee, want die keiser hier met Trajanus en Hadrianus sê, ek is God en ek is die seun van God. Dan kan hulle nou hierdie tempel bou. Toe hulle hierdie tempel begin bou het, is Trajanus oorlede en het Hadrianus oorgevat. Toe moes hulle weer deur die hele aansoekproses gaan.
En toe Adrianus uiteindelik toestemming gee, sê hy, goed, julle kan hierdie tempel klaarmaak, maar nou is dit 'n tempel ter ere van Trajanus en van myself, Hadrianus. Volgende week kyk ons na die troon van Satan en die offerbul van Pergamum. Moet dus nie volgende week se opwindende aanbieding misloop nie. Verseker nou dat jy dit nie misloop nie deur die like knoppie te klik. Klik dan op subscribe en klik op die klokkie notify me symbool. Nou sal jy outomaties ingelig word as enige nuwe plasing opgelaai word. Vra gerus ook as jy vrae het. Of laat jou kommentaar op die aanbiedings. Ons hoor baie graag van jou. Kom ons bid saam. Heer, dankie dat ons vandag verder kon delf in die geskiedenis van hierdie kerk en stad. Ons sien uit om nog meer te leer. Ons vra ook dat U ons getrou sal hou soos Antipas en mag ons U nooit verloon nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.